Kom ons word nou stil voor die Here. Met die votum verklaar ons openlik ons afhanklikheid van en ons gerigtheid op God. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat trou bly tot in ewigheid en die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot die Here se lof, Psalm 149. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank, o al sy gunstelinge. Die eerste 2 verse en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister, soos elke ander Sondag Sabbat, luister ons na die Here se wet. Dit is opgeteken in Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Dan die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie.
want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. En dan die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord nou, die Here se wet deur Psalm 71 te sing. Psalm 71, die 1ste en die 14de vers, verse 1 en 14. Op u geregtigheid vertrou ek, verhoor my, red my lewe, dis aan u oorgegewe. Psalm 71 vers 1 en 14 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons roep U aan as driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons roep U aan as die God wat genade aan ons bewys, goedertierenheid aan ons bewys, daar is geen einde daaraan nie. Ons roep U aan, Hemelse Vader, as die Vader van alle vertroosting, en ons roep U aan, ons Here Jesus Christus, as die vertroosting wat vir Israel gestuur is. Ons roep U aan, as die Heilige Gees, die ander trooster. En terwyl ons so ryklik hier troos ontvang, bely ons terselfdertyd ons sonde. Bely ons dat ons nie naastenby aan U standaard van heiligheid voldoen nie. Dat ons nie naastenby dit wat ons so pas in die wet gelees het, dat ons daarby uitkom nie. Ons bely dat ons hier saamgekom het, vandag is 'n heilige vergadering, maar dat daar soveel van die wêreld nog steeds by ons is. Die pad hiernatoe, die pad terug, dit wat in die wêreld aangaan, dit wat in die nuus is, die sorge van die wêreld, die verleiding en die afleiding van die wêreld, al hierdie dinge wat ons hier voor U aangesig ingebring het, en U weet dit als.
En ons bely dit. Ons bely dit dat ons nog steeds swakke mense is en gedurig teen u wet en teen ons Here Jesus Christus se woord, dat ons leef en optree en praat. So as ons vanoggend gesing het dat ons verlos is en nie verlore nie, bid ons dat ons die volle omvang daarvan sal besef. En wanneer ons nou u woord oopmaak uit die Ou Testament en uit die Nuwe Testament, bid ons dat daar die Heilige Gees met ons sal wees en ons sal begelei daarin. Dat ons nie vinnig daaroor sal gaan nie. Ons bid dat ons dit sal verstaan. Maar bovenal bid ons dat ons hierdie genade wat ons het in die Here Jesus Christus, dat ons dit sal aangryp. Nie net vir ons nie, maar ons bid dit ook vir ons geliefdes. En ons bid dit vir hierdie verlore gaande wêreld wat sonde vergifnis so nodig het. Ons vra dit in die naam van ons Here. Amen. Daar's twee skrifgedeeltes wat ek vanoggend aan die voorhou, een uit die Ou Testament uit, en dit is Psalm 31. Psalm 31, en dan gaan ons ook lees uit die Evangelie volgens Lukas, en daar lees ons uit die 23ste hoofstuk, die gebeure wat plaasgevind het aan die kruis daar op Golgotha. Maar eers Psalm 31. Wees my genadig, Here, want ek is benoud. Van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam. Want my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesig. My krag struikel deur my ongeregtigheid en my gebeente teer uit. Vanweë al my teestanders het ek 'n voorwerp van smaad geword. Ja, grootliks vir my bure en 'n voorwerp van skrik vir my bekendes. Die wat my op straat sien, vlug weg van my af. Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooie. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. Want ek het die skindertaal van baie gehoor, skrik rondom, terwyl hulle saam raad hou teen my. Hulle is van plan om my lewe te neem. Maar ek vertrou op U, o Here. Ek sê, U is my God. My tye is in U hand. Red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Laat U aangesig skyn oor die knegg. Verlos my deur U goedertierenheid. Here, laat my nie beskaamd staan nie, want ek roep U aan. Laat die goddelose beskaamd staan. Laat hulle verstom in die doderyk. Laat die valse lippe stom word wat in trotsheid en veragting onbeskaamd spreek teen die regverdige. Hoe groot is U goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders. U verberg hulle in die skuilplek van die aangesig vir die samesweringe van mense. U steek hulle weg in 'n hut vir die twis van tonge. Geloofd sy die Here, want hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak in 'n vaste stad. Ek tog het in my angs gesê, ek het verdwyn, weg van die oë. Nogtans het U die stem van my smekinge gehoor, toe ek U aangeroep het om hulp. Julle moet die Here lief hê, al sy gunsgenote. Die Here bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig, wat trots handel. Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag. En dan lees ons wat gebeur het daarso in Golgotha, toe die Here Jesus gekruisig is, in Lukas 23, en ons lees vanaf die 33ste vers. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
en die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle teruggegaan. En al sy bekendes het ver weg gestaan, ook die vroue, wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Om ons antwoord nou daarop, deur Psalm 31 te sing, die Psalm wat ons Here Jesus Christus daar aan die kruis aangehaal het. Psalm 31, en ons sing die eerste en die 4de vers. Ek gee my gees oor in u hande, my redder, wat my trou in veilige hoede hou. Psalm 1 en 4 van Psalm 31. Lukas 23 vers 46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Broers en susters, ek weet nie hoeveel van u al by 'n sterfbed gestaan het nie. Ek het 'n hele paar keer al in my lewe daardie ervaring gehad. Dis 'n menslike oomblik, vol droefheid, vol teerheid.
Wanneer iemand op sterwe is, dan spits ons ore, en dan is daardie persoon se laaste woorde baie belangrik. Hier word die lewensdraadjie immers geknip, dis die einde, en dan word daai woorde sorgvuldig opgevang en selfs opgeteken, sodat dit lank nog onthou sal word. Dis die laaste toneel van die laaste bedryf in hierdie persoon se lewensdrama. Die laaste woorde is gespreek, die gordyn het gesak, die son is onder, dis nag, dis oor en verby. Hier vandaan vorentoe leef ons met die groot stilte saam. 7 keer het die Here Jesus iets aan die kruis gesê. Het staan algemeen bekend as sy 7 kruiswoorde. Ons teksvers is die laaste van hierdie 7 kruiswoorde, en daarom is dit volgens baie die belangrikste, ook die mooiste en ook die ontroerendste, juis omdat dit sy afskeidswoorde was. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En wanneer ons daardie woorde lees, dan wil ons 'n knop in die keel kry, dan plaas dit ons in ons gedagtes daar by die Here Jesus aan die kruis, of ons staan daar langs die sterfbed, daar waar elke ander mens sy laaste woorde uitgespreek het. En dan wil ons daardie woorde saam met ons afskeidstrane in 'n kruik opvang en dit vir altyd bewaar. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Jesus Christus se sterwenswoorde, Jesus Christus se afskeidswoorde. Maar nou vra ons U vandag, geliefdes, het ons regtig hier met sterwenswoorde te doen? Of is dit dalk lewenswoorde? Net soos al sy ander woorde lewenswoorde was. Die eerste saak wat ons opval is dat hierdie sterwende met 'n groot stem uitgeroep het. Nou diegene van u wat al by 'n sterfbed gestaan het, sal weet dat 'n sterwende roep nie sommer met 'n groot stem uit nie. Daarvoor is die asempie al te swak en daar op die bootjie oor die doodsjordaan is daar gewoonlik net fluisterstemme. En tog Jesus het met 'n groot stem uitgeroep. Merkwaardig vir 'n man wat hang aan 'n kruis, want daardie man wat hang aan die kruis sterf gewoonlik van 'n asemnood. Die kruisdood is 'n versmoringsdood. Die kruiseling sterf omdat hy nie meer asem het nie. Maar die feit egter dat die Here Jesus hier met 'n groot stem uitroep, dui daarop dat hy nog krag het. Hy was sterk genoeg om te lewe en hy het met 'n groot stem sy lewe afgelê. Maar nou kan ons steeds opmerk, nogtans opmerk, dat hierdie steeds die Here Jesus se afskeidswoorde bly. Die laaste van die 7 woorde wat hy in sy vernedering gespreek het. En dit was 'n woord van afskeid. Soos al die ander afskeidswoorde, die afskeidswoorde van ons eie geliefdes, was dit 'n besonderse woord. Maar nou vra ek jy weer, broeders en susters, was daar ooit een woord wat hierdie man gespreek het, wat nie 'n besonderse woord was nie? Hoekom sal ons juis hierdie woord opvang en in ons tranekruik bewaar? Hy was tog 'n man van baie besonderse woorde, en almal van hulle, van die eerste tot die laaste, dra gelyke gewig. So buitengewoon of so gewoon as wat 'n mens maar kan kry. En net soos al die Here Jesus se ander woorde, vra die Heilige Gees dat ons hierdie woord reg sal verstaan. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En as ons dit reg kan verstaan, en as ons na die skrif kyk, die skrif waar hierdie woorde geneem is, Vader, in U hande gee ek my gees oor, dan sien ons dis 'n aanhaling uit Psalm 31. In die psalms van Dawid is die gees van Christus aan die werk. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping.
Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Ons kan dieselfde sê van die psalms. Elke psalm is deur hom en tot hom geskape. En daarom is Christus self vir ons die beste verklaarder van die psalms, en daarom is die psalms terselfdertyd die beste verklaring van Christus se woorde. Ons mag dan wel besig wees om ander liedere te sing, iets soos al die ander koortjies en gesange wat ons in die kerke hoor, die liedjies in die liedboek, maar sonder Christus se woorde, sonder Christus se psalms, is ons nie besig om God se lied te sing nie. En hoe meer ons die psalms sing, des te beter sal ons Christus verstaan. En hoe beter ons Christus verstaan, des te meer sal ons die psalms wil sing. Nou lees ons die hele Psalm 31 soos ons gedoen het, en dan sien ons dat hierdie woorde is nie sterwenswoorde nie, inteendeel, dis woorde van lewe. In u hande gee ek my gees, hoor, u het my verlos, Here God van trou. Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ek vertrou op die Here. Ek wil juig en bly wees in die goedertierenheid, omdat u my ellende aangesien, omdat u my siel in die benoudhede geken het, Here, en my nie in die hand van die vyand oorgelewer het nie. U het inderdaad my voete op vrye grond laat staan. Is hierdie die afskeidswoorde van 'n sterwende man? Is dit die laaste fluistering op die rand van die graf? Wel nee. Hier sing Dawid te midde van die lewe. Hier juig die psalmdigter oor sy behoud. Hy staan nie vasgedruk in die noudkloof van die dood nie. Nee, die Here het sy voete op vrye grond laat gaan. Nie sterwenswoorde nie, maar lewenswoorde. Dis wel waar dat die skrywer te midde van 'n lewensstryd staan, en daar is vyande, en daar word planne teen God se kind beraam. Daar's mense wat 'n net vir Dawid gespan het, daar's dae van swaar kry, selfs die bekendes en die bure is besig om die skrywer te vermy. En baie van u en baie van ons ken daardie omstandighede, siekte en verwerping en eensaamheid en vervolging en ellende. En in hierdie wêreld is ons aan allerlei bedreigings blootgestel, en die lewe gaan op in bekommernis en swaar kry, in aanvegtinge. En dan voel dit soms asof ek my greep verloor, en asof almal besig is om my te verlaat. Miskien is ek al vergete, soos iemand wat lankal dood is. Maar Dawid skryf vir ons, ek sal hier deurkom. Met die hulp van die Here sal ek hier deurkom. Geloof sy God vir sy genade, so wonderbaar en groot, aan my, sy gunsgenoot. Sy oog slaan my in liefde gade, en hy lei my na veilige veste in veiliger geweste. So staan ons hier aan die voet van daardie kruispaal, en hoor ons die 7de kruiswoord, en luister ons ook na Psalm 31, dan besef ons dat daardie kruispaal is nie die eindpaal nie. Daai kruiswoord is nie 'n afskeidswoord nie. En hierdie kruispaal is nie die laaste paal nie, dis wel 'n mylpaal, en die 7de kruiswoord is 'n lewenswoord, dis 'n woord wat die lewe sonder ophou bevestig. Die dood is wel daar. En dis een van die tye in die Vader se hand, maar die dood het nie die laaste sê nie. Geloof sy die Here, so het ons in Psalm 31 gelees. Geloof sy die Here, want hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak in 'n vaste stad. En straks sal daardie een wat nou gekruisig is, straks sal hy kom by die berg Sion, soos ons in Hebreërs 12 lees. Hy sal kom by die stad van die lewende God, in die hemelse Jerusalem, en by die 10.000 engele.
en by die feestelike vergadering, in die gemeente van die eersgeborenes. Daardie mense wat in die boek van die hemele opgeskryf is. En hy sal kom by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en hy sal sy ereplek daar inneem, as Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament. Die vyand meen, dat hulle met hierdie kruispaal, die eindpaal geplant het, maar Jesus haal Psalm 31 aan. En hy roep met 'n groot stem uit, so asof die vyand nie eers bestaan nie. In u hande gee ek my gees oor. U het my verlos, Here, God van trou. En dan is dit ook geen wonder, geliefdes, dat die Jode, ook in die Here Jesus se tyd, hierdie psalmwoorde aan hulle kleutertjies geleer het nie. Die klein kinders. Elke aand, voor hulle gaan slaap, moes die seentjies en die dogtertjies elkeen hierdie gebedjie opsê. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die woorde van Psalm 31 was die eerste geloofswoorde van elke Israelitiese kind. Dis 'n gebed van vertroue, volkome vertroue. Die vertroue van 'n kind wat weet dat hy of sy gerus kan gaan slaap. Die vertroue van 'n kind wat weet dat hy of sy niks het om te vrees nie. Wat weet dat die hemelse Vader sal verlos en dat hy uiteindelik ons voete op vrye grond sal laat gaan. So wanneer die Here Jesus sy 7de kruiswoord spreek, dan is dit niks anders as 'n kindergebed nie. Dit was waarskynlik die eerste gebed wat hy by sy moeder Maria geleer het. So buitengewoon en so gewoon as wat 'n kindergebed maar was of vandag nog steeds is. Met die geloofsvertroue wat eie aan 'n kind is, word daar gebid, Vader, in u hande gee ek my gees oor. U sal deur hierdie donker nag my neem en in u hande is ek veilig en my tye is in u hand. Straks môre word ek wakker. Hoe groot is u goedheid, Here, wat u weggelê het vir die wat u vrees. Die aandgebedjie van 'n kind, die laaste kreet van die man aan die kruis, is presies dieselfde teks. Dit word gebid asof die vyand nie eers bestaan nie. So selfverseker doen hierdie gekruisigde sy aandgebed. Hy gaan nou slaap tot môre, sy tye is in sy Vader se hand. En daar's 'n rede hoekom Jesus hier met 'n groot stem uitroep, geliefdes. Daar's 'n rede. Hy roep met 'n groot stem want hy bevestig 'n groot gedagte. Kyk, hy vertrou sy gees aan sy Vader se hande toe. En dis daardie selfde Vader wat ons elke Sondag bely. Dieselfde Vader wat hemel en aarde geskaap het, die bron van ons krag, die eerste lewensbeginsel. Kyk, hy vertrou sy gees in ons Vader se hande. Ons Vader wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Hoeveel keer het ons dit nie al gehoor nie? Ons Vader wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Hoeveel Sondae het ons nie al hierdie gebed in kinderlike vertroue gehoor nie? Laat ons dus nie hierdie laaste kruiswoord neem en dit meet aan die laaste woorde van sterwendes van die wat ons ken nie. Laat ons nie die man aan die kruis neem en hom plaas daar in 'n lang ry van sterfbeddens wat ons ken nie. Laat ons sterwelinge eerder daar by die kruis gaan staan en luister. Laat ons almal saam daar na die kruis toe gaan, saam met ons sterwendes na die kruis toe gaan, en laat ons almal wat sug van lewensmoegheid, laat ons ook gaan. Ons sal daar 'n kragtige woord hoor. Net so kragtig soos al die ander woorde wat hy gespreek het. Maar terselfdertyd is dit 'n woord so gewoon dat elkeen van ons dit kan nasê. Elkeen van ons wat geloof het,
dit ook moet nasê. So gewoon soos 'n kindergebed. Die man wat daar aan die kruis gehang het, het wel gesterf, maar hy spreek nie sterwenswoorde nie. Sy disipel Petrus het een keer vir hom gesê, U het die woorde van die ewige lewe. En ook sy laaste woord aan die kruis was 'n woord van die ewige lewe. Dit was toe nie die laaste toneel in die laaste bedryf nie. Ook nie die laaste woorde nie. Die son gaan wel onder, maar kyk, dit kom weer op. Dis Sondagoggend en dit skyn weer. En kyk, die graf is leeg. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ja, ons bely dat ons alles deur die tregter van ons eie ervarings wil plaas en dat ons alles wil sif deur dit wat ons in ons lewens mee te doen het en dat ons nie altyd so na in U woord leef soos ons moet nie. En dat ons nie altyd leef in die geloof wat U aan ons verkondig het deur U profete en apostels nie, van die vroegste tyd af tot nou toe nie. En ons bid, Hemelse Vader, dat daar uit hierdie woorde vir ons nie net vertroosting sal kom nie, want ons het vertroosting nodig, maar dat daar vir ons bemoediging sal kom, met die wete dat ons tye, in die tye van ons geliefdes in U hande is, en dat ons gees veilig by U is, Hemelse Vader, en dat U nie die werke van die hande laat vaar nie. Ons bid dat U dan vir ons, met ons sal wees in hierdie week wat sal kom, dat ons in daardie krag sal lewe, met daardie belydenis sal lewe. In die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons sing ten slotte ook uit Psalm 31, die 15de en die 17de vers. Hoe groot is Heer U seënstrome, vir wie opreg van gees wil wandel in U vrees. Psalm 31 vers 15 en vers 17. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van alle genade self wat julle geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Amen.